Goeiemôre almal. Welkom hier so by Middelburg Gemeente op hierdie Sabbatmôre. Voordat ons Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir 'n wonderlike week. Here, baie dankie waar ons elke dag kan sien waar U hand in ons lewens is. Here, gaan met ons waar ons vandag se les gaan bestudeer, Here, waar ons uit die woord gaan lees. Ons vra dat U dit sal seën. Amen. Wie van u het al op YouTube gegaan en ons preke gekyk? Preke, lesstudies en ons uitleidings en so aan. Toe ek hierdie week se les toe, dan dink ek nog as ons nou Jesus se preke wil gaan kyk op YouTube of ietsie, dan moet ons net eintlik sy gelykenisse gaan lees. Want dis eintlik sy preke wat hy vir die mense gegee het. So dit is nogals die gelykenisse, dink ek, is baie kosbaar. Want dit is Jesus se preke waarna ons luister toe hy met die mense gepraat het. Voordat ek begin, wil ek vir u vra, wat beteken 'n gelykenis? Is 'n eenvoudige antwoord. Marius het die mic daar agter, so steek julle hande op as julle die antwoord het. Wat is 'n gelykenis? Hulle nou is nog bietjie skaam. Sal ons nog opwarm, moenie worry nie. So gelykenis is 'n eenvoudige storie wat iemand vertel om vir jou of 'n les of 'n geestelike les, 'n morele of 'n geestelike les te leer. En dis wat Jesus gedoen het. Hy het gelykenisse vertel. En die tweede vraag wat ek vir julle wil vra is hoeveel gelykenisse is daar in die Bybel wat Jesus vertel het? Spesifiek wat Jesus vertel het. Ek weet nie wat die spesifieke hoeveelheid nie, miskien kan die predikant ons hierso help, maar om en by hoeveel gelykenisse dink julle is daar wat Jesus vertel het? Nee, nog meer Almighty. So ek het so 'n paar bietjie gegoogel, bietjie gelees. Hulle sê daar's meer as 40 gelykenisse wat Jesus vertel het. En hierdie week is ons by Markus 4. Nou in Markus 4 praat Markus van die gelykenisse van Jesus. Maar hoeveel noem hy in Markus 4? Hoeveel gelykenisse is daar in Markus 4 saamgevat? Net 5. Net 5 van die meer as 40 gelykenisse is in Markus 4 saamgevat. En ons gaan hierdie week bietjie kyk, hoekom daardie 5? Wat het daai 5 beteken? Nou ek weet nie of ek hierdie vraag aan die begin of aan die einde moet vra nie, maar ek is bang ons kom nie by hom uit nie, so ek gaan hom aan die begin vra. Wat het hierdie 5 gelykenisse in gemeen met mekaar? Nou gaan ons mooi kan sien wie kom ek noem die 5 gelykenisse. Al het jy nie die les gedoen nie, ek is seker daarvan, julle het al die gelykenisse gehoor. So, Markus noem, die een gelykenis is die gelykenis van die saaier. En ons is dankbaar, oom Ben het vir ons laasweek 'n goeie inleiding gegee met sy preek vir hierdie week se les, waar oom Ben gepraat het van die gelykenis van die saaier. Tweede ene waarvan hy praat, is die gelykenis van die saad wat self groei. Derde ene is die gelykenis van die mosterdsaadjie. Die vierde enetjie is die gelykenis van die lamp wat onder die emmer is. En die 5de enetjie is die gelykenis van die maatstaf. Nou sê vir my, wat sal u dink het hierdie 5 gelykenisse in gemeen? Marius, daar so by my pa? Nee, ek het hom sommer in my hand. Een van die eienskappe wat ek opgemerk het, is groei. Groei? Is daar nog iemand? Wat het hierdie 5 gelykenisse vir u in gemeen gehad? Marius? Die eerste 3 was alles saad. Ek weet nie, die ander 2 is bietjie uit vir my. Die een lesstudie waarna ek geluister het die ou gesê, weet, het gaan oor baie oor landbou, weet, baie vergelyking, want die rede daarvoor is, ons vermoed dalk het Jesus met ouens gepraat wat in die lande gewerk het, met boere gepraat, wat verstaan van hoe saad werk en so aan. Vir my persoonlik, toe ek hierdie 5 gelykenisse deurgelees het,
En dit is my gevoel, Jesus dui vir ons so 'n bietjie in die toekoms, van waar dit belangrik is, kyk ons gaan nou weer wees, waar dit belangrik is, om die evangelie na die mense te vat. Greg? Ja, ek wil net sê, ek dink maybe the common theme through everything that I see of there is truth. What do we do with truth and how does truth actually work in our lives? Yes. Die waarheid van die evangelie, waar dit vir ons, Jesus vir ons eintlik die werk gee, om die waarheid na die mense daar buite te vat. Ek wil vir ons die geheeteks lees. Dit kom uit Markus 4 vers 24 en 25 en dit sê, hy het ook vir hulle gesê, gee aandag aan wat julle hoor, want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal vir julle nog toegevoeg word. Wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word, en wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. En hierdie week gaan ons nou bietjie meer in diepte kyk na hierdie 5 gelykenisse. Nou Sondag is die gelykenis van die saaier. En kom ons lees dit gou. Markus 4 vers 1 tot 9. Julle kan saam met my blaai. Ek lees uit die nuwe vertaling. Markus 4 vers 1 tot 9 sê, Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer. Luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op die klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik. En dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in die goeie grond geval. En dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60 en ander 100voudig. Verder het hy gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Nou hierdie gelykenis vertel van waar die waarheid, soos Greg gesê het, die woord van God uitgedra word na mense daar buite. En dan praat hulle nou van 4 verskillende mense wat jy op jou pad gaan teekom wanneer jy die waarheid vir mense vertel. Nou as ons kyk na die gelykenis self, was dit nogals, het ek hierdie stelling nogals by my opgekom. Ons het die vier verskillende gronde. Die pad waar die saad vinnig opgepik word. Vlak grond, tussen die onkruid en goeie grond. En ek dink by myself, terwyl Jesus die gelykenis vertel, en hy kyk so vir die mense, kan mens dadelik sien wat se mense in die gehoor is. Deur net bloot om die gelykenis te vertel, die storie self, kan mens self sien wat se mense sit daar nie gehoor. Dan gaan mense sit wat halfhartig luister, en toe Jesus nou klaar die storie vertel het, hulle tasie opgevat het en huis toe gegaan het. Ek glo dit is die mense wat die saad op die pad geval het. Hulle het geluister, maar dit het glad nie wortel geskiet nie. Hulle het geluister, hulle het huis toe gegaan en die voëls het dit opgepik. Dan is daar mense wat het vinnig aangegryp het, begin halleluja skree het, maar 'n week af van die pad
is hulle weer terug op hulle ou weë. Is die vlak grond. Dan is daar mense wat geluister het, maar niks ingeneem het nie, want die duiwel is so doenig in hulle lewens, dat die kakiebos daai boodskap sommer onmiddellik versmoor het. En dan die laaste ene is die goeie grond. Maar hoe weet mens, watser is die goeie grond? As ons verder gelees het in die Markus, lees ons dat daar party mense agtergebly het. En vir die Here gevra het, maar Here, wat beteken die gelykenis nou eintlik? Hulle probeer dit verstaan, hulle dink daaroor. En onmiddellik weet Jesus, dis die goeie grond hierdie. As iemand vir jou iets vertel, 'n verhaal vertel, of ek wat in die universiteit was, as daai professor daai chemiese vergelyking daar voor op die bord gooi, en ek verstaan dit nie, het ek 4 keuses. Ek kan of vir dit kyk en maar dink, dit gaan nêrens kom met hierdie chemiese vergelyking nie. Ek kan halfhartig probeer en halfpad opgee en sê, nee wat, hierdie vlak brein van my gaan dit nie kop nie. Ek kan onmiddellik van die begin af sien, ek gaan nêrens kom met hierdie chemiese vergelyking nie. Of, ek kan hy som huis toe vat, en ek kan daaroor gaan dink. Ek kan dit gaan begin probeer uitdink vir myself. En onmiddellik dink ek, deur bloot na God se gelykenis te luister, daaroor te bepeins, begin daai saad wortel skiet. En ek dink dis hoe die Here ook gesien het van die mense met wie hy praat. Jy moet gaan dink oor die gelykenis. As ons Sabbat hierso na 'n preek geluister het en ons gaan huis toe, wat gaan doen ons? Gaan sit en bepeins ons oor wat gesê was vandag by die kerk. Gaan lees ons bietjie op oor die Alet het hierso uit Job uitgelees, het 'n paar verse, ek het dit neergeskryf. Kom ek gaan dink bietjie, kom ek gaan lees bietjie daaroor. Dit het my geprikkel. Hierdie geloof waaroor Alet vanoggend gepraat het. Oom Ben se preek laas Sabbat oor die saaier. Kom ek gaan kyk bietjie wat se saad, gaan bepeins ons daaroor. Want sodra ons bietjie oor hierdie gelykenisse, oor hierdie boodskappe wat ons kry elke Sabbat begin dink, dis die tipe grond waar ons is. Dis begin dit nou, die saad begin skiet. Ek het hierso vraag, ek wonder of dit nou by hierdie ene was, of was dit volgende ene. Om dus, voor ek daar uitkom, daar was 4 tipe gronde. Die eerste 3. Wat se tydverband was met die eerste 3 gewees? Wie kan van my sê daarso? Het dit vinnig verloop, of was dit 'n tydperk gewees wat dit moes afspeel van daai 3 sade? Dit was 'n kort tydperk gewees, dit was nie lank nie. Dit was 'n kort tydperk. Eerste ene, saad op die pad geval, voor as het gekom het opgepik. Tweede ene, vlak grond, vinnig ontkiem, waarna ruk vergaan. Derde ene, nie eens 'n kans gestaan nie, die kakiebos het alles versmoor. Vierde ene, goeie grond. En hulle sê hierso, aan die einde, die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei, en 'n oes gelewer. Wie van u het groentetuine? As jy ietsie vandag plant, pluk ons môre daai tomaties. Nee, dit vat tyd. En dis dieselfde met, as jy oor iets bepeins, as jy 'n verhouding met die Here bou, as jy oor ietsie nadink, as jy die Bybel bestudeer, jy kan nie vandag die Bybel bestudeer en dink, ja, môre is ek 'n goeie Christen, ek weet die waarheid. Dit vat tyd. En hoe langer jy met die Here spandeer, hoe meer tyd het daai wortel om te skiet in daai grond wat jy in jou hart het. En die Bybel sê vir ons, jy moet vasbyt, want die goeie oes gaan kom. 30, 60, 100 maal die oes. Wat jy insit, dis wat jy gaan uitkry. Dit vat tyd vir die saad om te ontkiem, en hoe meer jy hom water gee, hoe dieper raak dit in jou gewortel. Om dus
stadig en aandagtig deur 'n gelykenis te werk, is 'n goeie ding. Jy ontleed die verhaaltjie self en bepaal sodoende in watter rigting die onderskeie elemente van die vertelling beweeg, ten einde 'n slotsom te bereik. Wanneer 'n mens hierdie tegniek op 'n gelykenis van die saad toepas, bied dit jou 'n geweldige, baie stof tot nadenke. Dit is telkens dieselfde saad wat op die verskillende tipe saaiterrein val. Die tipe saaiterrein het 'n geweldige uitwerking op die saad. In plaas van 'n enkele aaneenlopende verhaal, bestaan hierdie gelykenis inderwaarheid uit 4 afsonderlike verhaaltjies. Elkeen word klaar vertel, want in elke saaiterrein is daar 'n klinkklare resultaat. En die tyd wat dit vir die gesaaide saad neem om tot 'n bepaalde gevolg te lei, verleng met elke opeenvolgende verhaaltjie. Toe Jesus nou klaar die gelykenis vertel het, het hy nie onmiddellik vir die mense begin vertel, hoorie, dis wat die gelykenis beteken nie. Nou wie kan vir my sê, waarom dink julle het Jesus gewag om die gelykenis uit te klaar? Rian. Wel, hy het gewag dat die mense na hom toe moet kom om vir hom te vra. Verduidelik vir ons, as jy ook gesê het, Ian, dat hy het nou vir hulle verduidelik, maar nou wag hy dat hulle moet 'n respons sê, hulle moet daai besluit maak. Maar wat het u eintlik nou, wat wil u nou eintlik leer? Is dit maar, vir my was dit half 'n manier, soos ek nou genoem het, ons het daarin geraak, om gou vinnig die kaf van die koring te skei. Dat mens gou vinnig, wat mens kan sien, dat Jesus kan sien wie is die mense met die goeie grond, om te sien wie kom na my toe, wie kom terug, wie oor hierdie ding gaan nadink, dat hierdie wortel begin saad skiet het. Jesus was klaar met die gelykenis, sonder om 'n onmiddellike uitleg te verskaf. Volgens die skrifgedeelte in Markus 4 vers 1 het Jesus 'n reuse skare toegespreek. Eers later, toe sy gehoor gekrimp het, verduidelik hy wat die gelykenis beteken. 'n maklike vraag. Wat is hierdie saad in hierdie gelykenis waarvan Jesus praat? Die woord van God. En getrou aan die mens se natuur, wat jy vroeër gesê het, ons is maar ongeduldig. En as 'n mens die saad gooi of versprei, selfs in jou eie lewe, verwag jy resultate. En ek weet nie of dit John of Charles Wesley is nie, was die enigste persoon in 'n prediking of 'n uitreiking. En die ou wou sy prediking gestaak het. En terwille van een persoon het hy maar aangegaan. En kyk hoe daar die saad gegroei. So, indien ons die woord van God versprei, is dit die Here wat die saad laat ontkiem. Die Here wat die saad laat groei. Maar dit is van toepassing op onsself ook. Weet, hoe berei ons die grond in ons eie lewens voor? Maak ons die pad hard, maak ons die grond vrugbaar in ons eie lewens. So die saad, Ben, terwyl op pad is, die saad waarvan Jesus nou praat, dit is die woord van God, dis die Bybel, dis die boodskap wat van God na ons toe kom, Ben. Ek is nou so 'n bietjie agter die tyd, maar een van die prosesse van die groeiproses is die kwessie van die snoeiproses. Ek onthou by geleentheid ook nog, ek het ook eens op 'n tyd huis gehad, het ek tuin gemaak en ek het tomaties geplant. En toe hulle omtrent so 40 centimeter hoog is, toe kom ek eendag by die huis toe is al die blare afgepluk. En net daai boonste klossie hang daar. En ek weet wie dit gedoen, dit is persoon wat in die tuin gewerk het. En die volgende môre toe wag ek hom in. Toe sê hy vir my, ons sal sien hoe lyk die oes hierdie jaar. En as gevolg van daardie
addisionele blare wat afgetrek is, was dit die grootste tomatieoes wat ek nog gesien het. So as die saad gesaai word en dit word benat, water nodig soos jy gesê die werking van die Heilige Gees, is daar snoeiprosesse. En dink aan is dit Lukas 13 daar rond waar Jesus ook by geleentheid gesê het, jy weet die ding daaraan die vrugte nie, en gaan hom losmaak en bemes. En as hy nou nie vrugte daaraan is, ons hom nou volgende jaar uithou. So van die prosesse vir die saad, al val dit ook nou in die goeie grond, jy het dit nasorg nodig. Jy moet daarna kyk, anders dan gaan jy nie 'n oes hê nie. So is 'n kwessie van, ons kan nooit, ons moet nooit agteroor sit en sê, Nee. hy's nog geplant in die goeie grond nie. As jy gesaai het, daar's nasorg. Konstante nasorg. Nasorg, ja. En dit maak sin, oom Ben, want in my eie persoonlike lewe as ek voel, ek het nou 'n bietjie opgeslip met my lesstudie of met my godsdienstige tyd saam met God, dan kan mens dit onmiddellik voel. Jy voel iets is nie lekker in jou lewe nie. Jy voel ongemaklik, jy raak vinnig kwaad, jy voel, waar is God? Maar eintlik is dit, God is nog altyd daar, dit is ons wat wegbeweeg. Papa het so vlugtig daarin geraak nou, dis nou die volgende vraag, wat ek vir u wil vra, en dit is vir my 'n baie belangrike vraag. Dink u, dat dieselfde persoon hierdie 4 verskillende saaiterreine kan voorstel? En hoekom is dit belangrik om te weet ja of nee? Wie het vir my 'n antwoord daarso? Leraar Jan? Ek dink al 4 terreine verteenwoordig een persoon, maar op verskillende tye van 'n lewe. So wanneer Jesus hier praat, dan sê hy dat met daai groep mense voor hom, groot skare, soos wat jy uitgewys het. Sommige van hulle op daai oomblik, op daai tyd, is op die klippad, sommige van hulle is op die klipbank, van hulle is tussen die onkruid en van hulle is op goeie grond. En soos wat jy ook mooi uitgewys het, na die tyd toe hulle alleen was, het hulle nou vir hom gevra, jy weet, hoekom vertel hy in gelykenisse. So dit was op daai tydstip van hulle lewens, was daai mens wat by hom gebly het, in goeie grond. En miskien 'n week later of 'n maand later, het daai selfde mense se lewens begin verander, sodat hulle, van hulle wat dalk op die klipbank was, dalk in goeie grond gekom het, en dalk 'n week later die evangelie aanvaar het. So ek dink op 'n sekere tydstip van 'n persoon se lewe, is hulle in 'n tipe grond, maar nie in al 4 tipes gelyk nie. Hoekom is dit belangrik? Wat leraar Jan nou gesê het, vir ons nou. Jacqueline? Ek dink dit is belangrik, want ons ontmoet iemand of iemand in jou familie of iemand nou by jou, en jy vertel vir hom iets, en dit val op die harde grond of iets, en jy is soos, ag nee, los hierdie persoon uit, as sy hart is reg, jy wil nie. Maar ons weet nie hoe hy volgende week gaan wees nie. Ons weet nie wat in sy lewe gebeur, oor 2 maande en dan is dit op goeie grond, so ons moet nie ophou nie, ons moet nie moedeloos word nie, die Heilige Gees doen die werk, maar ons moet aanhou en aanhou. Dankie Jacqueline. Oom Ben, hier kom het. Nee, ek dink nou toevallig aan na die kruisiging en Jesus se opstanding, het baie van die priesters in hom geglo. Eers daarna, aanvanklik toe hy as die Messias verklaar is en die saad gesaai is, want hulle nie eensstemmigheid gehad dat hy die Messias is nie. Maar nadat Christus opgestaan het, baie in hom geglo. So, as die saad vertroetel word en die groeiprosesse na omgesien word, en ons is die saaiers, dis die ding waarvan ons nie kan wegkom nie. Die woord van Heer, ons is die saaiers, en ons gesaai het, en ons, soos ek sê, die nodige opvolgwerk, kan en sal daar in alle waarskynlikheid gevolge wees. Baie van die wat geskreeuw het, jy weet, kruising het na die tyd verander.
Op daardie stadium kan ons sê die saad op harde harte geval, maar dit het verander. So in alle mense is daar moontlikhede, ten alle tye. Dis nie die saad wat die probleem is nie, dis die grond wat verander moet word, bemest moet word. Daai klipbank kon weggekap word en opgevul word met bemesting en goeie grond, 'n balans tussen leemgrond en kleigrond. Dit is geskik vir enige saad. Dit kos werk van ons af. Dankie oom Benne, dit is vir ons belangrik, juis, gaan nou by papa wees, juis om dit nie net oor die tipe kerk waarin ons is nie, oor wat ons missie is, om die boodskap uit te vat daar buite. En ek is seker daarvan, baie van ons het al moedeloos gevoel as mens uitreikings doen, en die grond val, die saad val op hierdie pad, en het val op die pad, en die voëls pik het op, en het pik het op. Dus moet nie mismoedig word nie. Papa? Ek wil nou net terugkeer na die vorige vraag. Jy weet, as hierdie tipes grond in ons eie lewens teenwoordig. En dit is so, maar in my gedagte het dit opgekom, weet hoe laat ons toe dat die Heilige Gees die invloed op ons uitoefen, hoe ons om gaan toelaat om die grond in ons lewens te verander. Gaan ons hom toelaat om die klipharde pad te laat verander aan vrugbare grond, of gaan ons hom nie toelaat nie? Dit bring my by die laaste vraagie wat hulle het hier op maandag se gedeelte. Sê hulle, dink 'n bietjie oor jou eie lewe. Het enige van die verkeerde 3 saaiterreine se houdings jou geloof ongesiens begin binnendring? Soms is hierdie invloede subtieler as wat jy dink. Hoe indien nodig moet jy maak om die saad van die woord weer op goeie grond te bring? En dit is iets wat as elkeen van onsself moet antwoord. Ons kan dadelik voel, besef, ondervind wat se saad in ons harte is. Nie saad nie, wat se grond in ons harte is. Ons kan dadelik voel dat ons het hierdie saadjie nou nie genoeg water gegee nie. Ons grond is besig om vlak te word. Uitdagings in ons lewens, dis die vinnigste ding wat ons grond kan verander. Moeilike tye in ons lewens, dis die vinnigste ding wat die tipe grond in ons harte kan verander. Leraar Jan? Ja, dankie Jan. Ek dink daardie vraag het my persoonlike lewe uit het vir my 'n groot verskil gemaak het toe ek God onvoorwaardelik begin vertrou. En om God onvoorwaardelik te vertrou is om hom onvoorwaardelik te gehoorsaam, om hom onvoorwaardelik te volg. En dis nie maklik nie. Dis bitter moeilik. Maar as 'n mens terugkyk in jou lewe en jy sien dat wanneer jy deur moeilike tye gegaan het en jy het hom vertrou, op watter kritiese oomblik het hy jou 'n antwoord gegee, dan kyk jy terug en jy sê, maar om op hom onvoorwaardelik te vertrou, het my geloof gegroei, sodat ek hom nou nog meer kan vertrou. En ek dink dit is die middelpunt van hierdie 5 gelykenisse, van die sade wat groei. Dit is waarmee ons begin het, wat oom Jan gesê het, dit gaan oor groei. Ons geloof wat moet groei. En ons geloof kan nie groei as ons God nie vertrou nie. Ons geloof kan nie groei as ons hom nie gehoorsaam is nie. Want daardie gaan hand in hand. As die Heilige Gees vir ons sê, vertrou op my en wees gehoorsaam aan die woord van God, dan moet ons hom onvoorwaardelik vertrou. En dit is miskien die lewe van Abraham wat ek so beaam, is dat Abraham het nie 'n Bybel gehad nie. Abraham kon nie elke aand of elke oggend gaan sit het en 'n paar verhale gaan lees het van ander patriarge en profete of konings of disippels, om te sien hoe die Here met hulle gewerk het, om te leer uit hulle geloof uit nie. Abraham was Bybel. Hy het daardie diepe verhouding met die Here gehad,
sonder 'n Bybel, want hy self was die Bybel. En ek sê nie ons moet ophou om ons Bybels te lees nie, glad nie. Maar ek dink soms moet ons Bybels neersit en gaan toepas wat ons gelees het, wat ons gestudeer het, wat ons ken van die Bybel, elke oomblik van die dag, want dit is waar hierdie saad gekweek word, waar die grond vrugbaar word. En dit is besonder moeilik. Dankie leraar Jan. Ons beweeg aan na Dinsdag se gedeelte toe. En op oogsig self was hierdie nog as 'n moeilike gedeeltetjie. Kom ek lees vir julle. Markus 4 vers 10 tot 12 sê vir ons. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenis uitgevra, en hy het vir hulle gesê: aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse, sodat hulle kyk en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Dis nog as 'n moeilike vers hierdie. Met op oogsig self as mense dit nou lees, dan voel mens Jesus het eintlik nog geen simpatie, empatie meegevoel met die mense daar buite nie. Of wat? Is ek nou verkeerd? As mens nou net voordat mens nou induik in hierdie versie in. Wat beteken hierdie versie vir u? Dit is wat dit vir my beteken. Dit is Jesus sê, die wat nie wil hoor nie, laat hulle nou maar nie hoor nie. Die wat nie verstaan nie, die wat nou wil kyk, maar hulle sien niks nie. Hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Wat beteken hierdie versie vir u as u dit lees? Kom ons hoor wat sê hulle. 'n Oppervlakkige beskouing van hierdie skrifgedeelte skep die indruk dat Jesus gelykenisse gebruik het ten einde buitestanders onkundig te hou. Hierdie siening strook egter nie met Jesus se optrede elders in Markus nie. Nou as mens in hoofstuk 3 vers 5 en 6 gaan kyk, sê hulle hierso waar wat Jesus hanteer het, die feit van die godsdienstige leiers op hulle harte verhard het. Kom ons lees daai gedeelte. Dit was nogals vir my. So Jesus sê, Markus 3 vers 5 en 6 sê: Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man: steek jou hand uit. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. So ons het Markus 4 vers 10 tot 12 waar dit klink asof die Here nie vir die mense daar buite wil verduidelik wat die gelykenis eintlik beteken nie. Maar in die hoofstuk net voor dit is hy hartseer oor die feit, oor die godsdienstige leiers wat hulle harte verhard het. En wat doen hy daarna? Vers 22 tot 30 sê toe: Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het gesê: hy is van Beelzebul besete. En dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste dat die bose geeste uitgedrywe. So hulle praat nou van Jesus, hierso hulle beskuldig Jesus dat hy van die bose geeste besete is. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. So hierso sonder dat hy wag of die buitestanders nie wil toespreek nie, roep hy hulle nader en hy spandeer tyd met hulle en verduidelik hulle in diepte wat aangaan. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeel is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie.
maar is dit sy einde? Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasgebind het nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Dit verseker ek julle, alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê, omdat hy gesê het, hy is van 'n onrein gees besete. So hierso het Jesus in diepte vir die gelowiges gesê, verduidelik met gelykenisse en wat dit beteken. En in Markus 4 vers 10 tot 12 het hy gewag tot die meerderheid wegloop en die bietjie terugbly. Jesus het die skrifgeleerdes se argument ernstig op en verduidelik dit tot in die fynste besonderheid waarom hulle verkeerd is. In hoofstuk 12 vers 1 tot 12 verstaan die leiers dat Jesus se gelykenis oor die wingerd op hulle gemik is. Dit dien inderwaarheid as 'n waarskuwing dan die sameswering wat hulle besig was om teen hom te beplan tot tragedie sou lei, een met nare nagevolge. As Jesus apaties teenoor die geestelike leiers van destyds was, sou hy hulle beslis nie gewaarsku het nie. Die meester se woorde in Markus 4 smeek dus om 'n beter ontleding ten einde sy ware bedoeling te identifiseer. So met hierdie gedeelte wat Jesus hierso vir hulle sê in Markus 4 vers 10 tot 12, haal hy eintlik uit die Ou Testament van Jesaja uit. En hierso sê hulle met hierdie parafrase van Jesaja 6, het Jesus nie ten doel om bepaalde mense tot die buitestanders te reduseer nie. Nee, en hier kom die verduideliking. Hierdie mense word deur hulle eie vooropgestelde idees in die hardheid van hulle harte gepootjie, sodat hulle nie in staat is om die verlossingswaarde te aanvaar nie. So hierso in daai versie waar Jesus sê, weet hulle wat kyk en hulle sien nie, dis nie God, dis nie Jesus wat hulle oordeel nie. Hy waarsku die mense en sê, dit is julle self wat julle in daardie situasie sit. Dis julle self wat bepaal wat se grond jy in jou hart het. En hy waarsku hulle, dat as jy harde grond het, gaan jy nêrens kom nie. As jy vlak grond het, gaan jy luister en niks hoor nie. Deur Arjan? Ja, dankie Ian, ek dink jy het die punt baie goed opgesom wat ek wou deel. Ek wil net verwys na Jesaja en Jeremia, waarna ons hierna kyk. En Jesaja en Jeremia, dink ek was eisters gewees, want hulle was twee profete gewees, wat in 'n tydperk opgetree het as profete, wanneer Israel se ongehoorsaamheid en hulle hardheid op 'n klimaks was. Dit was net voordat hulle in ballingskap weggevoer gewees het. So dit was op daai tydstip wanneer die Here gesê het, genoeg is genoeg. Julle luister nie na my nie, julle luister nie na die profete nie. Ek dink Jesaja het nog so effens ligtelik afgekom as ons kyk na die lewe van Jeremia en wat die volk met Jeremia als gedoen het in daai omstandighede. Dan sien ons dat God verwys, of Jesus verwys direk terug na daai tipe van omstandighede van Israel, wanneer hy hierdie woorde gekwoteer het en hierdie boodskap basies vir hulle gesê het, wat jy nou baie mooi uitgebring het, is dat daai tipes grond veroorsaak dat ons luister, maar ons hoor nie, of ons sien, maar ons kyk, maar ons sien nie. Dit wat ons weet, doen ons nie. So, en ek dink dalk kan ons weer naby wees in daai tipe omstandighede in die wêreld, wat Jesaja en Jeremia gelewe het, wat was die ander profeet, met die ark Noag, wat Noag geleef het. So, ek dink ons is in 'n tydperk van die wêreldse geskiedenis, wat ons baie ernstig
die grond moet gaan ondersoek in ons lewens, om seker te maak dat ons nie hierdie prediking van Jesus mis nie, soos wat jy dit mooi uitgelig het, dankie. Dankie leraar. Woensdag se Excuse me. gedeelte. Kan ek ook net Marius. ietsie sê? Ek het nou gedink, hulle praat daar van die godsdienstleiers, en ek dink dit kan ook dalk wees vir mense in ander kerke, wat vasglo in wat hulle geleer is, en wat hulle ervaar het. Nou, deel jy ietsie niets met hulle, miskien soos die toestand van die dode, of die Sabbat, maar hulle glo so vas in wat hulle glo, so hulle harte is verhard teenoor ander doktrines, en jy weet, soos hulle grond is ook hard, en ek dink ook ons as Adventiste, waar baie van ons glo, ons staan solid op die waarheid. As ons ander doktrines hoor, of ander mense se viewpunte en sulke goeters, jy weet, ons maak ook ons harte hard teenoor 'n ander ou se idee, want jy weet, ek dink dit is ook ietsie. Ek dink dit gaan oor hulle almal was gelowiges gewees. En hulle wou nie hulle self oopmaak vir ietsie niets nie, want hulle het geglo wat hulle weet is reg. En ons moet ook pas op daarvoor. Want ek dink nie ons almal altyd, al is ons in die Adventiste kerk, verstaan volledig alles wat aangaan in die kerk nie, en wat die kerk eintlik voor staan nie. Dankie Marius, en daai stelling bring dit nou mooi hierso by Woensdag se gedeelte aan, waar hulle praat van die maatstaf. Ek kan nie onthou, was dit 'n preek, of was dit iemand wat dit gesê het in die kerk, of was dit 'n video wat ek gekry het nie. Dit gaan oor hierdie plaasboer, wat elke week 'n pond botter by die melkery, by die melkboer koop. Ek weet nie of jy die storie gehoor het nie. Ja. Ek gaan hom weer vertel. 'n Pond botter by die melkboer koop. Nou hierdie plaasboer koop elke week 'n pond botter by die melkboer. En toe eendag besluit hierdie plaasboer, hy gaan hierdie pond botter weeg. En hy weeg toe die pond botter en hy sien, hoorie, dis nie heeltemal 'n pond nie. Kom ons sê, ons praat nie pond, 'n kilogram. Dis nie 'n kilogram botter nie, dis so 900 gram botter. So die ou verneek hom. En hy gaan toe na die melkboer en sê vir die melkboer, hoorie, ek koop nou al vir hoe lank, een keer 'n week by jou, 'n kilogram botter. En ek gaan weeg het toe, en dit is toe nie 'n kilogram nie. En die melkboer sê toe vir die boer, ek koop elke week 'n kilogram brood by jou. En elke keer as jy 'n kilogram botter by my kom koop, vat ek jou kilogram brood en ek sit dit op die skaal en ek weeg vir jou 'n kilogram botter af. En dis belangrik wat Marius ook nou genoem het, is ons moet onthou dat wanneer iemand anderster met ons hulle waarheid deel, ons moet dit nie vinnig wees om af te skiet nie. Nie omdat dit ons weet is nie die waarheid nie. Dis hoe ons die situasie behandel, ons moet dit met liefde nader, sodat ons in daai liefde die mense na God toe kan bring. Ons kan daai saadjie plant, ons kan daai liefde van Jesus uitstraal, en ons kan vir hulle sê, okay, jy glo dit, ek verstaan, kan ek jou vertel wat ek glo, sonder om te oordeel, sonder om te sê, hoorie, jy is verkeerd, dis nie die waarheid nie. Kan ons met liefde aan daai persone begin werk, 'n vriendskap begin maak. Weet, ons almal weet Jesus se metode. Papa? Nee, ek wil net aansluit by wat jy gesê het. Dit is baie mooi, dit is baie maklik om vir iemand te sê, jy's verkeerd en ek is reg. Maar jy's die metode van deernis, die metode van liefde, wat jy vir 'n mens baie mooi op die regte pad kan lei, sonder om vooroordelend te wees. En vir Marius, baie dankie sê vir daai opinie wat hy geuiter het. Want dit is baie, baie belangrik. Ons tyd is amper op. Ek wil net so vlugtig aan donderdag se gedeeltetjie, eintlik maar net 'n stelling, ons tyd is eintlik op. Donderdag praat oor die gelykenis van die groeiende saad.
En wat ek uit hierdie gelykenis gekry het, is die werk van die Here gaan gedoen word, met of sonder ek en jy. En ons moet besluit, of ons gaan deel hê aan hierdie werk, of nie. Want dit gaan bepaal dat wanneer ons eendag voor die Here gaan staan, of God ons gaan innooi, en of hy gaan sê, jy moet weggaan van hier, want ek ken jou nie. Al het dit vanoggend vlugtig gepraat oor geloof, en ons almal ken die sêding, die geloof van 'n mosterdsaadjie. Hoe klein dit ook al is, ons moet daai geloof koester, ons moet daai geloof water gee, want ons almal weet hoe groot die beloning gaan wees. Ek wil afsluit met hierdie laaste sinnetjie in Vrydag se gedeelte. Liefde moet die dryfveer in al ons doen en late wees. Dit is die grondbeginsel van God se hemelse en aardse regering. Derhalwe moet dit ook die grondslag van die gelowige se karakter wees. Dit is al wat die standvastigheid in die gelooflewe bring en 'n mens help om so te bly. Dit is al wat die Christen in staat stel om beproewings en versoekings die hoof te bied. Is daar nog iemand wat ietsie wil deel voordat ons afsluit? Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons vandag uit Markus kon leer van daai 5 gelykenisse wat U aan die kinders vertel het. Here, help ons om elke dag, elke week, elke maand, elke jaar, dit wat ons hoor, dit wat ons lees, dit wat ons bestudeer, oor te pyns. Laat ons die Heilige Gees vra om ons help om hierdie saadjie in ons harte water te gee. Laat U woord sal wortel skiet. En laat ons geloof net al hoe sterker en al hoe sterker in U kan wees. En daardeur help ons om hoogbome te wees, waar ons lampe kan wees vir ander mense, waar ons die waarheid na hulle kan vat, en dat ons nooit sal moed verloor, Here. Dat ons weet die Heilige Gees het U vir ons uitgestort om ander harte te wen. Help ons om nooit moed te verloor nie, Here, en wanneer ons moed te verloor, help ons om mekaar by te staan, en ons weet ons kan altyd op ons knieë gaan, en U vra vir vertroosting, hulp en leiding. Amen.